Baie welkom by vanoggend se erediens. Soos julle almal weet, is ons besig met ons reeks oor die saligsprekinge wat ons kry in Matteus 5. Ons is hierdie week is ons tema dan geseënd is die sagmoediges. Ons lees dit in die Evangelie van Matteus 5 vers 5. Ek dink in Engels is dit Beatitudes, as ek reg is. Matteus 5 vers 5 en ons gaan vanoggend net op daardie gedeelte gaan ons fokus. Ek lees voor. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Die ou vertaling sê salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Voor ons verder gaan, kom ons raak stil en dan bid ons net saam. Almagtige God, Hemelse Vader, die Here, ons is dankbaar dat ons vanoggend hier kan wees in U teenwoordigheid. Here, daar's geen ander plek waar ons wil wees as hier om eerstens U lof te kon besing nie. Here, om daadwerklik vir U in lof en aanbidding, Here, vir U lofoffers te bring wat vir U alleenlik aanneemlik is. Here, ons is dankbaar ook vir die wete dat, Here, hier waar ons is U saam met ons. Here, want U is Immanuel, God met ons, en U beloof vir ons in die woord dat U altyd by ons is. Ons bid vir ons land, Here Jesus, bid vir ons regering, en ons bid, Here, dat U werklik vir hulle sal seën met groot wysheid. Maar Here, ons bid ook waar U woord sy loop gaan neem, nie net hier nie, oral in ons dorp, in ons land en die wêreld, dat dit asseblief op vrugbare grond sal val. Here, dat mense sal hoor, daar is verlossing in Jesus Christus, ons Here. En Here, ons erken en ons bely vandag, dat daar is nie 'n naam bo U naam nie. Here, U is die naam bo elke naam, U is die enigste weg, die enigste waarheid en die enigste lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur U nie. En ons dank U, Here, vir die woord wat ons weet is onfeilbaar, wat die waarheid is, al sê die wêreld wat. Ons eer U vir hierdie geleentheid, en kom, Here, dat U naam verheerlik word. In Jesus se kosbare naam bid ons dit. Amen. Wat baie interessant is, deur Jesus se aarde, sy lewe toe hy op die aarde was, waar het sy lewe bestaan daaruit, want hy was sagmoedig gewees, want hy was diensbaar gewees, en hy was vriendelik gewees, en hy was liefdevol gewees. Dit was die lewe van Here Jesus hier op die aarde, maar hy was ook regverdig gewees. Ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 27, en tog, wat vir die wêreld onsin is, het God uitgekies om die geleerdes te beskaam, wat vir die wêreld swak is, het God uitgekies om die sterkes te beskaam. So ons heel eerste punt vanoggend is natuurlik, geseënd is die sagmoediges. Nou, uit 'n menslike oogpunt, is hierdie eintlik 'n baie vreemde stelling vir die wêreld, want in die wêreld werk dit heeltemal anders. In die wêreld werk dit so, luister hierso, jy moenie sagmoedig wees nie, jy moenie swak wees nie, want jy moet eintlik baie sterk wees. Want as jy die hoogste sport wil bereik, as jy wil bevorder word by die werk, of as jy iets wil word in die lewe, dan moet jy sterk wees, al beteken dit, jy moet boor mense loop, want jy moet sterk wees as jy bo wil uitkom. As jy suksesvol wil wees, dan moet jy sterk wees. Was dan in die res, en mense se gevoelens. Maar hier kom die Here Jesus, en hy sê vir ons eintlik, geseënd is die sagmoediges. En ons het al afgelope 2 weke gesien, die Griekse woord vir geseënd is makarios, wat beteken gelukkig. So dis al vreemd om te sê, gelukkig is jy as jy sagmoedig is, want vir die wêreld maak dit nie sin nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word,
vir sagmoedig is die woord prahusei. Nou, ons Afrikaans help ons hierdie keer om die woord beter te verstaan met verskillende verbuigings. So mens kan sê, iemand wat sagmoedig is iemand wat vriendelik is, wat goedhartig is, en wat 'n hart het vir mense, wat mooi werk met mense, maar die Afrikaanse woord naaste aan die Grieks, beteken krag wat onder beheer is. Ek later 'n bietjie meer daaroor. So met ander woorde, sagmoedigheid beteken nie dat jy swak is nie. Inteendeel, sagmoedigheid het niks te maak met swakheid nie. Sagmoedigheid beteken dat jy jouself kan beheer. En baie interessant, ons lees in Galasiërs 5:22, sagmoedigheid is deel van die vrugte van die Gees. Galasiërs 5:22, die ou vertaling. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Ek wil weer sê, sagmoedigheid is nie die afwesigheid van krag nie. Inteendeel, dit beteken dat jy jou krag kan beheer. Dat jy jouself kan beheer. Want die Gees van God woon in jou as jy die Here aanneem as jou verlosser en saligmaker. Volgende punt, sagmoedigheid in die Bybel. En ek wil 2 voorbeelde noem van manne in die Bybel wat ook sagmoedig was. Heel eerste ene is Moses. Numeri 12 vers 3. Moses was 'n uiters sagmoedige man, meer as enige iemand anders op die aarde. Maar kan jy onthou, Moses was 'n baie sterk leier gewees eintlik. Want Moses het die volk Israel het hy hulle gelei uit Egipte uit en dit was ongeveer 1 miljoen mense gewees. So hy moes 'n sterk persoon gewees het. Sien die wêreldse begrip van sagmoedigheid en die Bybelse begrip van sagmoedigheid is 2 teenpole van mekaar. En die volgende voorbeeld is die Here Jesus self. En ek gaan later nog 2 voorbeelde. Ek gaan net hierdie vers hier lees. Die Here Jesus self is hier in die woord: neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van aard, en julle sal rus kry vir julle gemoed. So hier kom die Here Jesus self, die koning van alle konings, die een wat almagtig is, wat God is, wat driemaal heilig is, en hy sê, ek is sagmoedig. Ek dink dis die mooiste voorbeeld wat ons kan kry van iemand wat krag onder beheer het. En dis die Here Jesus Christus. So die koninkryk behoort aan die sagmoediges. Paulus sê, Titus 3 vers 2, die ou vertaling, om niemand te belaster nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. En dan kom Paulus en hy skryf aan die gemeente in Kolossense 3 vers 12, die ou vertaling weer 'n keer. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid. So ek wil amper sê, sagmoedigheid en nederigheid is half sinoniem met mekaar. Loop hand in hand met mekaar. So as jy kind van die Here is, moet jy sagmoedig wees, jy moet nederig wees. Dit beteken dat jy ander se belange baie keer by jouself sal stel. Want die Here Jesus was nederig gewees. Onthou julle wat die Here Jesus gedoen het met sy disippels? Hy het hulle voete gewas. Hy wat God is, wat hulle koning is, wat almagtig is, hy wat eintlik werd is om gaan bid te word. Hier kom hy en hy's nederig en hy's sagmoedig en hy was sy volgelinge se voete. Wat 'n voorbeeld is dit nie van sagmoedigheid. So ons sien in die Bybel was daar manne gewees wat waarlik sagmoedig was. En as mens in hierdie konteks dit sien, dan verstaan ons wat die Here Jesus bedoel met sagmoedigheid. Volgende punt,
Sagmoedigheid wys ons verhouding met God. Die dag as jy die Here aanneem as verlosser en saligmaker, dan weet jy en jy besef dat jy is werklik afhanklik van die Here God. Jy kan nie sonder die Here Jesus nie, jy is verlore sonder die Here Jesus. Jy is verdoem, jy is op pad hel toe sonder die Here Jesus, en jy moet besef dat hoor hierso, ek kan nie 'n tree versit sonder die Here in my lewe nie. Ek is totaal volkome afhanklik van die Here God. Want hy is God, hy is almagtig en ek is 'n mens, ek is swak en ek is nietig en dis wat die Bybel vir ons leer. Want die Bybel sê vir ons, die Here het medelee met ons swakhede. Hy verstaan dat ons swak is. So ons is nie so sterk as wat ons dink ons is. Psalm 37 vers 5. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal sorg. Sien hierdie almagtige God wat sagmoedig is. Hy is getrou en hy is die een wat ons versorg. Volgende punt, sagmoedigheid wys jou verhouding met mense. So met ander woorde, die mense in jou lewe, die mense wat jou ken, by jou huis, by die werk, hulle moet kan sien dat jy waarlik die Here liefhet. Want jy sien, een van die uitvloeisels kan hulle sê van sagmoedigheid is dat jy mooi met mense sal werk. En so is dit ook in die huwelik. Vir die wat getroud is, manne en vroue, manne, het jy nog, behandel jy jou vrou nog met liefde en respek soos die Here dit van jou verwag? Vroue, behandel jy jou man met liefde en respek soos die Here dit van jou verwag? Want ek het al gesien dat manne hulle werkskollegas en hulle vriende beter behandel as hulle eie vrou. En dat vrouens hulle vriendinne en wat ook al met meer liefde en respek behandel as hulle eie manne. En dit hoort nie so. Wat van jou werkskollegas? Getuig jou liefde vir die Here Jesus Christus vir hulle, dat hulle werklik kan sien dat jy nederig is, dat jy sagmoedig is, dat jy die Here liefhet bo alles. En jou kinders by die huis, werk jy mooi met jou kinders. En ek bedoel in liefde. Want as jy die Here waarlik liefhet, sal mense dit in jou leefwêreld, sal hulle nie sien nie, maar hulle sal dit ervaar, dat jy sagmoedig is, dat jy werklik 'n kind van God is. Paulus kom, en hy skryf weer 'n keer aan 'n gemeente oor dieselfde onderwerp, maar 'n ander gemeente, die gemeente in Efese. Efesiërs 4, vers 1 en vers 2. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met langmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra. Maar die sagmoedigheid beteken nie dat jy se binnebak nie. Dit beteken nie dat jy vir alles moet afbreek nie en in eie kragte alles aanpak nie. Ek wil 2 voorbeelde noem van krag wat onder beheer is. Het julle al gesien hoe lyk 'n perd wat nie ingebreek is nie? Of kom ek vra, weet julle wat is 'n perd wat nie ingebreek is nie? Dit is 'n baie gevaarlike dier. Wat my nou dink, ek wil 'n bietjie vir my skoonma reël as hy 'n perd inbreek. Maar ons sal 'n bietjie reël dat ma eendag 'n perd inbreek. Ek sal geld betaal om dit te sien. So met ander woorde, 'n perd wat nie ingebreek is nie, is 'n gevaarlike dier. Maar 'n perd wat ingebreek is eintlik 'n makdier en is geliefd. Tweede voorbeeld, medikasie. As jy siek is en die dokter gee vir medikasie en jy gebruik dit soos wat jy moet, dan help dit jou en dit maak jou beter, dit maak jou gesond. Maar as jy dit verkeerd gebruik en jy gebruik te veel daarvan of 'n oordosis, dan is dit gevaarlik vir jou en dit maak jou dood.
Jy sien, dis wat krag is onder beheer. En dis die Here Jesus Christus. Die Here Jesus Christus is die volmaakte, perfekte, wonderlikste voorbeeld wat daar is van krag wat onder beheer is van sagmoedigheid. Van die Here Jesus was ook nederig geweest. Was 'n bekende teoloog, hy was 'n Puritein in die 16de eeu, John Bunyan. Hy het die volgende gesê: He who is already down cannot fall. As jy nederig is, dan sal dit vir jou half maklik wees om sagmoedig te wees. Want jy sien, die wat sagmoedig is, weet, hulle vertrou op die Here, en hulle verbly hulle daarin, want hulle hoop is in die Here Jesus Christus, en hulle weet dan, die Here sê, hulle sal die nuwe aarde beerwe, want hy gee vir hulle die nuwe lewe. Daarom moet ons as kinders van die Here, as jy die Here aangeneem het, as verlosser, het jy rede om bly te wees, want jy die ewige lewe ontvang. Want die sagmoedige God het jou die ewige lewe gegee. Jy het ontvang, nie omdat jy het verdien nie op grond van jou werke nie, maar omdat hy jou gered het. So met ander woorde, sagmoedigheid sê, in myself kan ek niks doen nie. Maar in die Here Jesus Christus is niks onmoontlik nie. Sagmoedigheid beteken nie dat jy nie meer gesond is. Inteendeel, dis die krag van die Here Jesus wat in jou werk, wat jou help om weerstand te bied teen die sonde. Want dis krag wat onder beheer is, en weer 'n keer, een van die vrugte van die Gees is selfbeheersing. Ek is amper op die einde. En ek wil 'n bietjie die klem plaas op die Here Jesus Christus. Want alles gaan tog altyd oor hom. Kom ek lees dit hier. 1 Petrus 2 vers 23. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Petrus praat hier van die Here Jesus wat in die kruis gehang het. Maar toe hy in die kruis gehang het, was hy nog steeds die seun van God gewees. Dit beteken, daar was 'n legioen van engele wat beskikbaar gewees het vir hom. Hy kon net 'n woord gespreek het, en hulle kon hom kom afval van die kruis af. Maar hy het nie, hy het gekies, hy het geweet, hy moes gehoorsaam wees tot aan die dood toe. Want dis krag wat onder beheer is. Want hy is die seun van God. Maar voor dit, toe die Here Jesus op die aarde was, voor sy kruisiging, voor hy gevange geneem is, het mense hom ook sleg behandel. Hulle wou hom van die berg afgegooi. Hulle wou hom met klippe doodgegooi. Maar nooit het hy homself fisies verdedig nie. Hy het nooit kwaad geword en gesê, hoor hierso, ek gaan vir julle iets aandoen nie. Want jy sien, dit is ons menslike natuur, dis hoe ons reageer. As iemand my te nakom, wat is jou eerste reaksie? Ek sal terugpikke. Maar nie die Here Jesus nie, toe hy na die kruis gehang het, onthou julle, daar was 7 kruiswoorde, maar onthou julle een van die kruiswoorde. Hy het gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis sagmoedig. So ek wil weer sê, die Here Jesus Christus is die volmaakte, die kosbaarste voorbeeld van sagmoedigheid wat ooit sal wees. Want hy is die naam oor elke naam. Hy is die enigste ware God. Inteendeel, Efesiërs 4 vers 5 sê vir ons, een Here, een geloof, een doop. Daar is net een God. En dis die God van die Bybel. Ek wil afsluit, ek wil nog een voorbeeld noem uit die Bybel uit, van iemand wat sagmoedig was.
In Genesis 13 lees ons van Abraham en Lot. En hulle bly op die land tussen Bethel en Ai. Nou onthou, Abraham was 'n belangrike man in die Ou Testament, selfs in die hele Bybel. Want Abraham, punt nommer 1, was 'n baie ryk man gewees. Nommer 2, hy was die man met wie God die verbond gesluit het. Abraham, jou nageslag sal geseën wees, daar sal so baie wees soos die korrels van die see. Dan lees ons in Genesis 13, dat Abraham se veewagters en Lot se veewagters stry, hulle beklei oor die vee, want daar's nou min grond. Hulle raak kwaad vir mekaar. En dan wat was Abraham se reaksie? En dan Abraham was 'n belangrike man. So Abraham gaan na Lot toe en sê vir hom, luister die Lot, nou neef, ek weet nie geweet het nie, maar dit was sy neef gewees. Jy beter weet wie ek is. Ek is Abraham. Ek is die man van die verbond. So jy beter jou goed vat en trek. Is dit wat Abraham gesê het? Nee, hy het nie. Hy het glad nie gesê. Hy was sagmoedig gewees. Genesis 13 vers 8. Toe sê Abraham vir Lot, daar behoort nie 'n getwis tussen my en jou, tussen my veewagters en jou nie, want ons is familie. Vers 9. Die hele land lê oop voor jou. Gaan jy liewer weg van my af? As jy links gaan, gaan ek regs. En as jy regs gaan, gaan ek links. So wat kom doen hierdie belangrike man Abraham? Hy sê vir Lot, kies jy eerste. Kies jy. Kies jy eerste. As jy links gaan, ek sal regs gaan. Gaan nie oor my nie. Hy is sagmoedig en hy is nederig. Ons laaste punt. Hulle sal die nuwe aarde beerwe. 2 Petrus 3 vers 13. Maar ons leef in die verwagting van 'n nuwe hemel en die nuwe aarde wat God beloof het en waar die wil van God sal wees. Net soos Petrus hierso vir ons sê, en die Here het in Matteus 5 vers 5 gesê, hulle sal die nuwe aarde beerwe. Luister, as jy kind van God is dit die beste ding om na uit te sien. En dit is om eendag by die Here God te wees. In sy teenwoordigheid te wees. En sy lof te besit. En ek het dit laasweek gesê, in die hemel, wat daar nie hartseer is nie. Wat daar nie siekte is nie. Wat daar nie misdaad is nie. Heeltyd in die teenwoordigheid van God, waar ons sy lof gaan besit, want hy is God en hy is waardig. En eintlik wil ek vanoggend vir jou sê, dit moet jou opgewonde maak. Dit moet ons bly maak en jou vul met dankbaarheid teenoor die Here, dat jy sy lof sal wil besing, omdat hy vir jou die ewige lewe gegee het. Maar hoor hierso, nie almal gaan hemel toe gaan nie. Die wêreld leer, almal wat doodgaan gaan hemel toe. Dis nie wat die Bybel leer nie. So daarom moet ek en jy seker maak dat jy wedergebore is. Want Johannes 3 vers 3 sê, hy wat die wedergebore is, hy sal nie die koninkryk van God beerwe nie. So met ander woorde, as jy wedergebore is, as jy die Here aangeneem het as 'n verlosser en saligmaker. Ons lees dit in Johannes 1 vers 12. Dan het jy iets om na uit te sien. Dan weet jy sal die nuwe aarde beerwe, die ewige lewe, en sal met God wees, tot in alle ewigheid. Kom ons sluit af met gebed. Almagtige God en hemelse Vader, Here, hier is ons vanoggend as u kerk, en Here, ons wil onsself vooruitmoedig voor u. Wie is daar soos die Here? Here, wie is daar wat met u vergelyking word? Here, u wat almagtig is, u wat driemaal heilig is, u wat die enigste ware alleenwyse God is. Here, vir u alleen wil ons aanbid.
En ek bid, Here Jesus, dat ons sagmoedig sal wees, dat ons nederig sal wees, maar ook, Here, dat ons sal besef, dat ons onsself kan beheer, omdat U Heilige Gees in ons woon. Ons dank U, Here Jesus, dat U ons nie as weeskinders agtergelaat het nie, dat U Gees ons gegee het, en U woord. En Here, ons wil U van die aarde af optel, en U verhef. Here, want U sê in Johannes 12, as ons vir U gaan optel, en U verhef, dan sal U mense na U toe trek. En Here, dit is ons as U kerk se hartsbegeerte, dat mense by U sal uitkom, en dat mense sal hoor verlossing in Jesus Christus, want U is die weg, die waarheid en die lewe. Dankie, Here Jesus, vir wie U is. Want ons weet, Here, uit U, en deur U, en tot U, is alle dinge. In Jesus naam bid ons dit. Amen.